Leef jy of oorleef jy? Dit is veral 'n vraag wat 'n mens vir jouself vra wanneer die lewe druk raak en wanneer dinge besig word. En dan vra jy jouself baie keer af, maar is al hierdie gejaag die moeite werd? Wat kry ek vir al my gejaag? Wat kry ek vir al my harde werk? Is dit die moeite werd om so gejaag te wees? En in die midde daarvan dan vra ons dikwels vir onsself, leef ek of oorleef ek? En dit is uiteindelik 'n vraag wat die ou Israeliete hulle self ook gevra het. Hulle is in ballingskap weggevoer, die room van die Israeliete is in ballingskap weggevoer na Babylon toe. Hulle moes in 'n vreemde land leef met die wete dat hulle families agtergebly het in Israel. Hulle moes met die wete leef dat hulle geliefkose tempel in Jerusalem platgeslaan is. Hulle moes met die wete leef dat die Here hulle eintlik in hierdie moeilike situasie gesit het en hulle het gewonder, maar hoe moet ons vorentoe? Kan ons leef of moet ons net oorleef in hierdie vreemde land? En uiteindelik kry hulle 'n antwoord in die mond van Jeremia. In Jeremia 29 sê Jeremia vir hulle, bou vir julle huise en maak vir julle tuine, plant vir julle allerhande dinge aan, trou met die mense. Hy sê eintlik vir hulle, leef, moenie net oorleef nie. Hy sê, gaan aan met julle lewe hier in die vreemde. Ja, eendag gaan julle terug gaan na Israel toe, maar vir nou leef in die midde van dit wat julle ervaar, moenie net oorleef nie. En uiteindelik dink ek dit is die boodskap wat Jeremia of die Here deur Jeremia vir my en jou ook wil sê. Ja, ons jaag en ja, ons sukkel om alles gedoen te kry en die lewe is druk. Maar moenie net oorleef nie, leef ten volle, want dit is die Here wat daardie lewe vir ons gee. Hemelvader, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat ons nie net hoef te oorleef nie, maar dat ons kan leef ten volle omdat U vir ons daardie lewe in U seun moontlik gemaak het. Vader, help ons en lei ons om dit te doen. Ons vra dit als in U naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons sien mekaar gou weer.